Goeiedag en baie welkom. Dit is Woensdag, ons is by die boek Openbaring vers vir vers uitleg en ons is by hoofstuk 21. Prys die Here. Here, dankie. Hoofstuk 21 gaan oor die nuwe hemel, nuwe aarde en nuwe Jerusalem. Vers 1. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Heel eerste daarso, dit het tot 'n einde gekom. Die hemel en die aarde, soos wat ons dit bekend is aan ons, het verbygegaan. Die woord vir verbygaan daarso wat gebruik word is daarso, Jesus vir my 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel, en die Grieks vir verbygaan is daardie woord parakomia. Parakomia, en parakomia beteken, die woord wat gebruik word vir verbygaan, dit is om van een toestand na ander toestand oor te gaan. Sy, die aarde is in 'n verwoestende toestand, dit gaan oor na 'n nuwe toestand. En hoe gaan dit gebeur? Is dit moontlik? Ja, want onthou, die aarde en die hemel sal op daardie stadium gereinig wees van hulle goddelose toestand. Die Here het eers die hemel skoongemaak, Satan, en daar uitgegooi omdat tot die hemel skoon was, en toe het hy op die aarde gekom, en daar was die slag van Armageddon, en die Here het die hemel en die aarde skoon gemaak. Nou, die basiese natuurlike elemente op die aarde, die lug, vuur, lig, en water, sal daar nie meer bestaan nie. Hoekom? Want die heerlikheid van God is nie daaraan onderwerp vir bestaan nie. En God gaan die aarde na 'n nuwe toestand oorskakel. En dit is nodig, want Jesus en die geredde verheerlikte mens, wat sy bruid was in die hemel, wat nou sy vrou is, gaan na die aarde toe oorskyk en op die aarde woon. Nie in die hemel vir ewig, soos wat die meeste van ons 'n prentjie het nie. Die profete Esegiel en Sagaria het onderskeiding in Sagaria en Esegiel 47 en in Sagaria 14 vers 8 reeds geprofeteer dat die see nie meer sal wees nie. Dit gaan net 'n aarde wees. Na sy. Vers 2. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid vir haar man versier is. Kom ons kyk
Wanneer het ek weer 'n prentjie? Nou, baie verklaarders van die woord, as jy al gesien het, illustrasie van Jerusalem, wat uit die hemel uit neerdaal, is gewoonlik so 'n prentjie. Die nuwe Jerusalem wat neerdaal op die ou Jerusalem, daar is die ou Jerusalem en dan kom hy hier af. So 'n goue blokkie so. Maar as ek kyk na die vers 1, 'n nuwe aarde, nuwe hemel, die eerstes het verbygegaan, die see was daar nie meer nie, dan sal hierdie illustrasie meer korrek wees. Daar daal hy neer, daar is niks daaronder nie, want alles het verbygegaan. Daar is niks van die oue meer bestaan meer nie. Dit sal meer die waarheid wees. Hier die blok wat die nuwe Jerusalem dan voorstel hierso, is ook gewoonlik van bo tot onder goud. Hierso het hy, ek weet nie wat die kleur dit wys op die skerm nie. Ek hoop dit wys rooi, want dit is rooi wat ek dit gemaak het. Daar is 'n rooi gedeelte daaronder. Jy sal ook net nou sien, hoekom het ek dit rooi? Dit is die muur om die stad. Hoekom het ek dit rooi? Dit is deur die genade van die Here, openbaring, dat ek dit na rooi toe ook verander het. Nou, terwyl ons hier is by die Jerusalemme en die nuwe Jerusalem, in die Bybel word van 2 Jerusalems gepraat. Die eerste is hierdie Jerusalem soos wat ons hom ken, daardie prentjie, daar is Jerusalem, daar is daai dome, en hier is die ou klaagmuur van die tempel, daar is die ou Jerusalem. Ek noem dit die verbygaande Jerusalem, want hier het hy die tyd gekom wat dit verby is met hom, die verbygaande Jerusalem, daar waar Jesus gekruisig is. Die tweede Jerusalem waarvan die Bybel praat is hierdie ene, die nuwe Jerusalem. Hoekom hierdie blokkie? Dit is die een met die baie wonings wat Jesus tans in die hemel vir ons, vir sy bruid voorberei. Johannes 14 vers 2, Galasiërs 4 vers 25-26 en Hebreërs, dit is mos Hebreërs 12 vers 22. Die nuwe Jerusalem, die baie wonings wat na die aarde sal neerdaal. Die tuiste van die vrygekooptes. As jy kyk na die woord en openbaring soos wat ons gekom het deur openbaring en met die Here se uitleg, dan gaan die geredde mens gaan net 7 jaar in die hemel wees, net gedurende die vervolgingstydperk, die 7 jaar vervolging hier op die aarde, waar hulle daar vandaan af uit die hemel uit gaan neerkyk wat gebeur op die aarde. Daarna, hier waar ons nou is in die skrif, in openbaring, gaan hulle na die nuwe Jerusalem oor, wat uit die hemel neerdaal, so terugkeer eintlik na die aarde, dis daarom is dit 'n nuwe aarde, en dit is waar die boek Openbaring eindig.
Nêrens gaan jy weer kry, as daar enige sprake weer van 'n terugkeer van die nuwe Jerusalem af terug die hemel toe nie. Dit bestaan nie in die boek Openbaring nie. Mens gaan, word weggeraak, hemel toe, 7 jaar daar, in God se beskerming, daarso in die hemel, tydens die 7 jaar verdrukking. Na die 7 jaar verdrukking, herskep God 'n nuwe aarde, 'n nuwe hemel en 'n nuwe Jerusalem, waarna hy en sy vrygekooptes, sy vrou, die bruid, terugkeer na die aarde. In Openbaring 22, die volgende hoofstuk, die laaste hoofstuk, dan sal dit nog duideliker word vir jou. Daar sê, vers 3 dan, kom ons gaan na vers 3 toe. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Amen. Die hemel en die aarde, God en die mens kom byeen op die aarde. Ek wil dit so uitdruk met hierdie prentjie. Nee, jy kan seker nie sien as ek so omstaan nie, dat ek eerder so omstaan. Die hemel en die aarde kom by mekaar, die tabernakel, God se teenwoordigheid, kom byeen op die aarde. Ek dink dit is baie verstaanbaar. Nou, kom ons lees nou, vers 4, 5, 6 en 7 gaan ek saam lees, want jy kan dit nie regtig opbreek nie. As ek net so kan staan dat ek dit kan lees, dat die lig reg val, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween het en moeite sal daar nie wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. Die eerste dinge, soos wat ons dit ken, die natuurlike lewe soos wat ons dit ken, het verbygegaan. Vers 5, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dit is verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, vernuut. Hy wat oorwin sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Amen. Right. Wat beteken dit wat hier so staan? Al wat ek kan sê is, in Christus en vir Christus het die skepping sonder sonde begin. Die Here herskep dit terug na soos in die begin. In Christus en vir Christus het die skepping sonder sonde begin. Kolossense 1 vers 15 tot 19. En hier eindig die skepping sonder sonde weer eens. Die mens se geestelike dors na God is vir ewig verby. Die Here herskep dit soos met die skepping, met die tuin van Eden. Die nuwe Jerusalem, wil ek so ver gaan om te sê, is die herstel van Eden. Die Here het Adam en Eva geskape, dat hulle nooit moes doodgaan nie, hulle moes vir ewig lewe. Hulle moes net die Here op die aarde verheerlik. En hier herskep die Here dit terug. Jy gaan nou sien, hoekom ek dit so sê, dit gaan nou duideliker word, soos wat ons vorder.
vers 8. Maar wat die vreesagtige aangaan en die ongelowige en die gruwelikes en die moordenaars en die oreerders en afgodedienaars en al die leenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. So, die tweede lewe, die eerste opstanding is dan die tweede lewe is op die nuwe aarde in die nuwe Jerusalem. Die tweede dood vir die ongeredde is baie duidelik, wat die Here Jesus sê, is die poel van vuur. Baie selfverduideliking wat daar so staan eintlik. Maar wat 'n kontras met die vorige vers. Kontras waar daar geen trane, dood, droefheid en geween en moeite is in die hemel of hier in die nuwe Jerusalem nie, gaan daar baie trane, dood, droefheid en geween en moeite in die pyniging in die poel van vuur wees. Totale die teenoorgestelde. Die hel en die hemel. Kom ons noem dit die hemel, want dit is die nuwe hemel, is die hemel op aarde, is 'n werklikheid. Is nie vir grappies bedoel nie, is nie, dis nie so erg nie, dit is baie erg. Jy het nou gekom al deur die hele boek Openbaring, as jy op hierdie stadium nog nie die ernstigheid en daarvan besef nie, sal jy dit nooit besef nie. Vers 9. En in vers 9 staan daar, en een van die 7 engele wat die 7 skale gehad het, vol van die 7 laaste plaag het na my gekom en vir my en met my gespreek en gesê, kom hierheen en ek sê jou die bruid toon, die vrou van die lam. Nou, was dit al hier, wat is dit, hoofstuk 15 het ons al vastgestel, dat hierdie 7 engele wat die 7 plaag gebring het, die laaste 7 plaag, hulle was nie engele nie, maar mans, gereddes, wat die Here vrygekooptes, laat ek hulle so noem, wat Jesus toegelaat het om die laaste 7 plaag te hanteer. So die Here het die engele die hele tyd die skale en die bakke laat uitgooi en dan op die einde, toe gee die Here die mens, hy wat gelei het onder Satan, ook self die geleentheid om die plaag uit te gooi op die aarde. So, eerste korreksie daar, dit is nie 'n engel nie. Daar was ook 'n paar keer wat Johannes hierdie mense verwar het met engele en hulle aangespreek het as engele, wat hulle ook vir Johannes elke keer gesê het, hulle is nie engele nie, maar hulle is deel van die broeders. Hulle het een keer gesê, hulle is deel van die profete. En een van hulle kom weer en wys vir Johannes hoe die bruid, die verloste kerk lyk. Nou, dit kan nou vir jou vreemd wees, want die Here het 'n hoofstuk of 2 terug vir ons gewys hoe lyk die bruid, en ons het hierdie bruid gehad en in wit linnen geklee, maar wie is nou hierdie? Hierdie is nie 'n tweede bruid nie. Johannes word net weer herinner hoe lyk die bruid en hy kry 'n nuwe prentjie van die bruid wat asemrowend is.
amazing is. Want hoor, kyk wat sien hy. Vers 10. En hy het my die gees weggevoer op die groot en hoë berg en my die stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal. Hy het my die bruid gewys, die heilige Jerusalem. Daar, so sien jy, daar agter is die stad, en hier is die rooi muur om die stad, en hy wys vir hom die stad. Nou, wat gaan nou hier aan? Wel, eerste wil ek net noem, alle uitlegte wat ek oor die boek Openbaring gelees en gehoor het, konsentreer in hierdie gedeelte, vers 10 tot vers 27 tot die einde, op die samestelling van die stad, die nuwe Jerusalem, en skets 'n voorstellende prentjie oor hoe die nuwe Jerusalem gaan lyk. Maar in die vorige 2 verse, vers 9, sê die vrygekoopte, kom hierheen en ek sê jou die bruid toon, die vrou van die lam. En dan wys hy vir Johannes in nou hier in die volgende vers, die nuwe Jerusalem. Nou, baie mense gaan sê, dit is verwarrend, vir my was dit ook verwarrend, toe ek het gelees het, tot die Here dit vir my geopenbaar het. Ek het dan vir myself ook gevra, is die vrygekooptes dan nie die bruid van die lam nie? Wat se bruilof was dan in die hemel gewees, as die bruid nou die stad is? Iets wat kan dit jou die mekaar maak? Nee, luister mooi, prys die Here vir hierdie. Die vrygekooptes is steeds die bruid van die lam, en is ook die nuwe Jerusalem, en die nuwe Jerusalem is die bruid. Hulle raak een en dieselfde. Die stad, die nuwe Jerusalem, gaan nie so seer heilig wees nie. As hy praat daarso van die heilige Jerusalem, dan is dit nie die stad wat heilig is so seer nie, want dan is ons weer by die tradisionele en die katholieke kerkgebou mentaliteit, waar die gebou heilig is. Die lam en sy vrou, die bruid se heilige teenwoordigheid, gaan die nuwe Jerusalem heilig maak. Aha, so wat wys hy vir hom? Hy wys vir hom die stad, wat die bruid is, want die hele stad bestaan uit die bruid uit. Right. Die bruid se heilige teenwoordigheid en die lam daarin, sy teenwoordigheid, gaan die nuwe Jerusalem heilig maak. Maak dit vir jou sin? Ja, nou kan jy sien hoekom is die vrou van die lam die bruid ook die stad en die stad ook die bruid. Want soos ek net nou gesê het, die nuwe Jerusalem is eintlik net die tuin van Eden wat op die aarde herstel is, waar mense nou gaan leef en hulle wat die bruid is, die gereddes, wat die bruid van Jesus is, gaan saam met hom regeer daarso, gaan saam met hom wees en die ewige lewe het hulle beerwe. Die ander wat op die aarde gebore sal word, hulle sal ook dan nie doodgaan nie, en hulle sal ook tot in ewigheid lewe, maar in vlees, soos wat dit bestem was vir Adam en Eva. Wow. Nou gaan ons na vers 11. Nou vers 11 tot 27, word die samestelling van die nuwe Jerusalem
of dan die bruid en die stad aan Johannes geopenbaar. En dit wat jy daar sien is nie so seer hoe die stad lyk nie, of hierdie fondamente en al daai goed lyk nie. Dit is wat jy sal sien, die betekenis van dit dui op dit wat die bruid is, dit wat die vrygekooptes in Christus is. Dit gaan vir jou nou sin maak, dat die een is die ander een. Vers 11, lees. En dit het die heerlikheid van God gehad, en sy lig was soos 'n kosbare steen, soos die kristalhelder jaspis steen. Die stad het die heerlikheid van God. Weer nog die heerlikheid van God. Die vrou, die vrygekoopte, het die heerlikheid van God. Jaspissteen, waar kom jaspissteen hier in? 'n jaspissteen is rooi van kleur en dui op die bloed van die lam, wat die bruid, die vrou van die lam gemaak het. As dit nie vir die jaspissteen bloedrooi bloed van die lam nie, sou die bruid nooit sy vrou geword het nie. Nou wil ek die jaspissteen gebruik en sê, nou waar kom jy nou aan hierdie nuwe goed wat jy sê? Nee, dit is nie nuwe goed nie. Ek wil net die jaspissteen, rooi steen, die steen gebruik, dat jy dit kan verstaan. Slegs jaspissteen, slegs die bloed van die lam is toegang tot die heerlikheid van God in die hemel as ook op die nuwe aarde. Ek dink jy verstaan wat ek sê. Prys die Here. Kristalhelder kom ooreen met die troonkamer. Onthou jy, dit was ook 'n see van kristal voor die troon. En dit is net 'n uitdrukking hier om te sê, dat wanneer jy deur die jaspis, deur die bloed van die lam gaan, dan word jy skoon gewas en word jy kristal deursigtig en vlekkeloos. Dit was die voorskrif vir toegang tot die hemel en is steeds die voorskrif vir toegang tot die nuwe Jerusalem. Niks anders daarin verskuil nie. Amen. Weet jy? Ek voel so, ek kan seker aangaan. Vers 12 en vers 13. En ek het 'n groot hoë muur met 12 poorte, en dit het 'n groot hoë muur met 12 poorte gehad, en by die poorte 12 engele, en name daarop geskrywe, naamlik die van die 12 stamme van die kinders van Israel. Vers 13. Aan die noorde kant was daar die 3 poorte, aan die suide kant 3 poorte, aan die weste kant 3 poorte, en aan die ooste kant ook dan 3 poorte. Wat beteken dit? Die hoë muur dui nie op, is nie daar vir beskerming nie, maar dui op ewige verborgenheid met Christus in God. Staan ook Kolossense 3 vers 3. Daar binne is die bruid in die stad. Is jy verborge met Christus in God?
Hierdie is 'n baie belangrike teks wat daarop dui dat die Ou Testament ook nooit uitgesny kan word nie, want die 12 poorte, die stamme van Israel. Dit is dui op die Ou Testament, vorm 'n duidelike poort van toegang tot die stad, asook toegang tot vrouskap van die lam. Die muur het 12 fondamente wat die Nuwe Testament, die 12 apostels aandui. Dit word in die volgende vers ook uitgelê en bevestig. Nou, met die eerste oogopslag klink dit vreemd, want ons is eerder geleer dat die Ou Testament die fondament vir die Nuwe Testament is. Maar hier word die Nuwe Testament die fondament, die fondasie. Al wat dit, niks om jou deurmekaar te maak nie, al wat dit sê is, al wat hier uitgedruk word, is dat jy nie 'n fondasie sal hê sonder die Ou Testament nie. Right. Dis wat dit beteken. Die 12 engele dui aan dat die engele steeds daar sal wees, nie vir beskerming nie, want Satan is in die hel en al sy kalante, sy volgers en hulle wat hom nagevolg het, hulle is almal in die poel van vuur. Die engele is daar om die vrou en die lam te bedien. Ek het 'n prentjie. Daar so is 'n gedeelte, ek kon nou nie die hele ding teken nie, die hele reg in die ronde teken nie, maar aan elke kant, en elke oos, wes, noord, suid, is daar 3 poorte gewees. 3 poorte. So ek het hom so geteken dat hier is nou wel daai kant toe, maar 3 poorte en elkeen met 'n engel. En wat is hierdie? Lyk soos 'n sydstokkie, nee, dit is 'n parel waarvan gepraat word ook. Maar daar is 'n prent so lank vir jou van dit wat ons gelees het. Kom ons gaan aan en kyk wat dit meer beteken. Vers 14. En die muur van die stad het 12 fondamente gehad, en daarop was die name van die 12 apostels van die Lam. Right. 12. Hierso is dit hulle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ek kan net nie ondersien nie. Kyk, maar daar is 'n voorstelling van die muur, daar is die poorte, en die fondamente, 12 fondamente. Waarop die name van die 12 apostels van die Lam is. Dit dui op die Nuwe Testament en die 4 evangelies wat die fondament van redding in die Lam is, en die fondament vir die openbaringe van die woord. Dit is wat dit aandui. Die fondament, jou fondament van redding is redding in Jesus Christus, die Nuwe Testament, die 4 evangelies. Die fondament vir die stad, vir die bruid, vir die nuwe Jerusalem, vir toegang tot die nuwe hemel, is die fondament, is die 4 evangelies veral, redding in Jesus Christus, weergeboorte.
vers 15, kom ons gaan maar aan. En hy wat met my gespreek het, het 'n goue meetroede gehad om die stad en sy poorte te meet. 'n Goue meetroede gehad. Wat is dit? Jy kan daarso aflei alreeds. 'n Meetroede is iets waarmee hy kon meet. Nou 'n meetroede, as jy gaan kyk, gaan naslaan in die oorspronklike tyd, is dit 'n maatstaf van 3,8 meter lank. Hierdie engel, nee, hy het iets vlekkies afgehaal, hy het nie vlekkies nie. Hierdie geredde, een van daardie 7 gereddes wat in die hemel was, gee vir hom 'n maatstaf van 3,8 meter om die stad te meet. Daar is 'n voorstelling maar van Johannes. Niemand weet hoe hy gelyk het nie, dit is maar net 'n prentjie wat so by 'n ouer regiman pas seker, maar daarso is dit. En wat moet hy nou doen? Vers 16. Nou meet hy die stad, en dit is hoe groot die stad is. En die stad het vierkante gelê, en sy lengte was net so groot as sy breedte. En hy het die stad met die meetroede gemeet op 1500 myl. Sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. 1500 myl, dit is 2400 kilometer lank. Kom, ek wys jou om hom te verstaan. Dus daar so is hy. 2400, 2400, 2400, alles is 2400 kilometer of 1500 myl. As jy kyk na hierdie, wat hoogte, breedte, diepte, alles is dieselfde, 2400, dan vorm dit 'n kubus. 'n Kubus van 2400 kilometer. Wow. Die Griekse woord vir vierkantig hierso is ook 'n woord wat op kubus neerkom, dit is die woord stadio. Dus sit ons 'n n aan vir stadion. Die oorspronklike teks lees, kom ek gaan gou terug na die teks toe. En die stad het vierkante gelê en sy grootte en sy breedte. En die stad was met die breedte en gemiddeld 1500 myl. En die stad met die meetroede gemeet, sy lengte en breedte en hoogte was gelyk. Daar so staan dit. Iewers daar so word die woord gebruik stadio. 2400 meter stadio. Wat 'n kubus beteken. Hoe lyk 'n kubus? 'n Kubus lyk so. So hier binne-in moet daar ook iets wees wat dan dit gaan volmaak. Wat sal dit volmaak? Ons sal nou sien. Maar kom ons bly eers by hoe groot is die? 2400 kilometer. Dit is bietjie groot vir 'n stad. Net om vir jou 'n idee te gee dat ons 'n verstaaning kan hê van hoe groot dit werklik is, kom ons kyk na ons begrip van dit wat ons ken, gemeet op wat ons ken. Dit is die afstand van Kaapstad na Maputo. Dit is ver. En dan van Maputo tot dis kant, ander kant Lusaka.
en van Lusaka af tot daarso in Suidwes of Namibië by Tsumeb. As jy in die weermag is, sal jy heel moontlik geweet het van Tsumeb. Nou van daar af Lusaka tot by Tsumeb, van Tsumeb af weer tot by Kaapstad. Dit is 'n blok, vierkantige blok, wat al die kante is 2400 km. Dit is hoe groot hierdie stad so oppervlakte, hoe hy gaan lê, as jy hom moet vat uit ons begrip uit. Dit is die hele Suider-Afrika amper. As ons kyk, kom ons gaan kyk na 'n ander prentjie, om jy 'n beter idee te gee, wat van hierdie ene. Hier is dit verwoed groot. Hier het ek gebruik van Jerusalem, wat hy gaan vervang. Miskien moes ek hom bietjie meer so geskryf het, dat hy meer in die middel is, maar as ek van daar af van 2000 km hierdie kant sit, dan sit tot deur, amper daar, dis kant Rusland, en hier gaan dit tot, daar gaan hy deur Roma deur, en hier af tot daar in Afrika en terug. Dit is baie groot, wat hy sal vervang, waar hy sal lê, die nuwe stad, die nuwe Jerusalem. So, nou het jy 'n begrip van hoe hy op 'n kaart sal lyk, op aardbol, daarso, dit is 'n groot area, en hoe hy meer bekend aan ons oor Afrika, as ons Kaapstad begin by hoe groot hy sal lê. Dit is die hele Suider-Afrika omtrent. Nou moet ek hierdie met jou deel. Hierdie is verwoed. Daar is hy nou verwoed. Ek weet iets gaan verwoed wees. Nee, hierdie is verwoed. Gesien uit die opset van 'n kubus, dan sal daarso 13,8, luister hier, triljoen vierkante eenhede, 13,8 triljoen vierkante blokkies hier binne inpas om hom vol te maak. Wow. Daardie 13,8 triljoen blokkies se grootte sal wees blokkies van 1000 by 1000 by 1000 meter sal hier inpas. 13,8 triljoen. Dan sit jy hierso met 13,8 triljoen vierkantige blokkies van 1000 by 1000. Wow. Nou, hier het gesê, hy gaan om vir ons 'n plek voor te berei in die huis van sy vader wat baie wonings het. Nou gesien vanuit die oog van hierdie van wooneenhede waarin mense moet bly, dan sal hierdie 'n woonstelblok wees van 357 verdiepings. Wow. Maar van elke een van hierdie woonstelle, kom ons noem dit nou maar woonstelle, binne in hierdie woonstelblok, sal 1000 by 1000 by 1000 meter groot wees. Wow. En as dit so groot is, so massief is, maar ek weet nie of dit so groot sal wees nie, maar dit is uit ons begrip uit om 'n idee te kry. Want dit vorm 'n kubus, dan sal dit 'n woonstel wees, 'n woonplek vir jou van 1000 by 1000 by 1000 meter. Regtig? Nou as daar net een per woonstel bly, per 1000 by 1000 by 1000 meter blokkie bly, dan beteken dit klaar dat daar 13,8 triljoen gereddes is.
Wow. Wow, wow, wow. Dit klink definitief na die huis met die baie wonings wat Jesus tans vir ons voorberei. Amen. Wat sal jy sê? Dit is dan 'n goeie idee, 'n goeie prentjie van 'n goeie begrip van net dat jy begrip moet kry van die grootte van hierdie nuwe Jerusalem. Kom ons gaan maar aan vers 17. En die boustof van sy muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Daarso sien, hierso verander dit nou weer, het ek dit verander. Wat ek nie kan dink nie, maar dit was net om vir 'n idee te gee. Hierso is dit nie een woonstel groot blok wat daar binne staan nie. Hierso is werklik 'n stad. Daar is 'n pad wat daar gaan, daar is geboue, sodat dit 'n volkomme stad kan wees waarin jy kan rond beweeg. Right. Watter versie is ek nou eintlik? Nou het ek dit verloor. Ekskuus. Ek gee my net 'n sekond. Ja. En ons was by vers 18, né? Vers 18 kan ek net vers 18 kry. Nie vers 17. Ja, ek was by vers 17. Nee. Waar is ek? Vers 18. En die boustof van die muur was jaspis. Jaspis is rooi. Weer gewys rooi, as ons weer by rooi, die muur was rooi, die bloed. En die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Ek moet gaan na hierdie prentjie toe en nie een woonstel gebou daar sit nie, want dit praat van die stad, nie die woonplek nie. Right. Baie belangrik hierso is die muur om die stad, om binne in die stad te kom, want hy het skeiding gemaak tussen buite en wat binne die muur is, was rooi, jaspis. So, toegang tot daar is een van die poorte, toegang tot die stad is deur die jaspis muur, deur die bloed van Jesus, weer eens bevestig. Right. Okay. Maar my prentjies werk, my slides werk nou uit nie, iewers het ek kom ons gaan maar weer tot by na 17 toe. En dan gaan ek weet waar ek is, of dit miskien optel. En hy het die vers 17, en hy het die muur gemeet op 144 L. Dit is die muur om die stad, 144 L.
volgens 'n mens se maat, wat die maat van 'n engel is. Nou, hoe groot is 144L? Nou 144L in ons uitgewerk, oorgedra na ons tyd waarin ons lewe, dan is dit plus minus 100 meter die lengte van 'n rugbyveld. Dit is 'n hoë muur. 'n hoë muur van 'n 100 meter hoog. Wow. En daar is geen ander toegang behalwe deur die poorte nie. Vers 18, wat het daar in vers 18 gestaan? En die boustene van die muur was jaspis en die stad was suiwer goud soos suiwer glas. Daar is die prentjie nou, ek het iets vooruit gespring. Die muur was jaspis en die stad was goud soos suiwer glas. Soos. Dit is nie werklik goud nie, soos. As jy jou klaar maak, baie mense maak klaar, ek kan nie wag om hemel te gaan nie, want alles, hulle gaan op die goue strate loop en ek weet nie wat alles nie. Dit klink regtig na dit klink nie mooi vir my nie. Kom ek sê eerder dit. Nou, hier bloei ek nou. Okay, maar my vrou my huis sy sê, is omdat jy weer krap. Jy moet altyd krap. Nou, as jy gewonder het, hoekom ek die muur rooi het die hele tyd, waar jy ander voorstellings wat jy gesien het, was alles, dit was 'n goue muur, 'n goue stad, alles is goud, dan het jy die antwoord hier gekry. Want die muur is jaspis, nie rooi nie, dis jaspis. Jaspis is nie goud nie, dis jaspis, en jaspis is rooi, wat dan 'n voorstelling is van die bloed. Jy gaan nie in die stad kom, behalwe deur die bloed van die lam nie deur sonder weergeboorte nie. Bevestiging van deur die hele Nuwe Testament, die evangelies, hier word dit bevestig op die einde weer eens, dat jy gaan nie toegang tot die nuwe Jerusalem en tot vryskap van Jesus hê sonder die bloed van Jesus nie. En dat die woord sonder die bloed, die woord sonder weergeboorte, niks beteken nie. Amen. Vers 19 en vers 20, ons gaan maar soontoe, ek kan nie veel verder om te sê nie, dit is baie verduidelikend eintlik hierdie versies en die prente. Vers 19 en 20, nou hierdie raak is my mooi en interessant en is wow. En die fundamente van die muur van die stad was versierd met allerlei edelgesteentes. Die eerste fundament was jaspis, die tweede safier, die derde chalcedon, die vierde smarag, die vyfde, vers 20, sardonyx, die sesde sardius, die sewende chrysoliet, die agste beryl, die negende topaas, die tiende chrysoprase, die 11de hyacint en die 12de hematis. Nou, ek wil vir jou net wys dit wat hy hier noem, hierdie edelgesteentes van hulle kleure hierso. Dit is die kleure. Daarso safier is 'n pragtige blou, sardius is 'n rooi, hyacint is 'n
rooi chalcedonium is 'n pragtige groen, topaas is so geel, chrysoliet, so amper deurskynend, sardonyx is 'n pragtige blou en amethyst is so bruinerig. Daar net om vir jou te wys wat probeer hy daarmee uitdruk. Die Here het tot vandag toe, en dit is meer as 20 jaar, 25 jaar later vir my nog nooit gesê, 'n uitdrukking gegee van wat hierdie kleure beteken nie, en ek gaan nie self uit my eie uit afleidings maak en sê dit beteken dit of dit beteken dit nie. Rooi kan ek sien, dit is bloed, seker groen is seker lewe, maar ek wil nie daardie kans vat om aan elke een iets te gaan sê wat nie so is, wat die Here nie vir my gewys het nie. Dit het ek jou in die begin van Openbaring beloof, ek sal jou nooit my eie idee of my eie afleiding gee nie, maar slegs wat die Here my gewys het of wat die woord sê. So, die Here het niks gewys of gesê daaroor nie, so ek gaan niks daaroor sê nie. Wel wat ek hieruit weet is dat die klem in hierdie vers val daarop dat die aarde en die lam en die stad verskriklik mooi gaan wees, want dit is baie mooi kleure daai. Die vrou, die lam, die stad, alles omtrent die stad gaan verskriklik mooi wees, en dis edelgesteentes en kosbaar. Kosbaar gaan dit ook wees. Vers 21. En die 12 poorte was 12 parels. Elkeen van die poort was uit 1 parel, en die straat van die stad was suiwer goud, soos deurskynende glas. Nou het ek 'n prentjie van dit wat hy daar skryf. Die heerlikheid van God, kyk, dit is eintlik oorblindend daardie. En 'n belangrike punt hierso is die straat was goud, nie die strate. Ek weet nie waar die mense vandaan kom van die stad met die goue strate en die strate, en hulle gaan hardloop op al hierdie strate en is parels in die straat en ek weet nie wat, so goed het ek al gehoor nie. Dit staan nie hier in die woord nie. Hier staan die straat van die stad, net een straat. Nou, die toegang, die poorte is 'n parel. Nou in Matteus 13 vers 45-46 het Jesus gesê dat die koninkryk van die hemel soos 'n koopman is wat mooi parels soek. En toe hy een baie kosbare parel kry, wat gebeur toe? Toe hy die een parel kry, gaan hy en hy verkoop alles wat hy het en kom het alles verkoop en daai geld gebruik om hierdie parel te koop, om hom te verkry. Wow. Nou, dit is wat hy gesê het oor parels daar in Matteus 13, Jesus self. En nou is hierdie poorte is parels. Wow. Wat beteken dit? Toegang tot die stad en tot die vrouskap met Jesus is kosbaar deur Jesus gekoop. Dis daarom, mal maak dit sin.
Nou maak dit sin, ag, net ek nie 'n prentjie nie, kom ek gaan weer terug, ek gaan op en af hier, so dit gaan jou irriteer dalk. Nou kan jy sien waar ek het 'n ander prentjie, nog terug. Baie terug. Nog nie baie nie. Daarso, die muur is rooi, die bloed en die parel, 'n parel is toegang. Wow, nou begin dit sin maak. Toegang tot die stad en vriendskap met Jesus is kosbaar, parel gekoop, kosbaar gekoop deur die bloed van Jesus. Wow. Dis al wat dit sê. Kosbaar vir jou om maar deur te gaan, moet jy deur die parel gaan. Moet jy parel wees wat kosbaar gekoop is deur Jesus se bloed. Jy kan nie daar aankom en nou wat se voorbeeld kan ek gebruik? Jy gaan nie daar inkom deur die bloed as jy nie parel is nie. Gekoop is, kosbaar gekoop is deur Jesus se bloed nie, betaal is. Jy kan nie daar aankom, dis jy gaan mooi wit klippies hier langs die see en so goed. Jy kan nie daar aankom 'n ander klippie nie. Jy moet 'n parel wees, kosbaar gekoop deur Jesus bloed, kosbaar gekoop om daar deur te gaan, om deel te wees van die stad, deel te wees van die bruid. Amen. Waar was ons gewees? Laat ek net teruggaan. Ek moes daardie prentjie. Jy sê ek moes baie teruggaan. Daarso. Dit is wat dit beteken. Prys die Here daarvoor. En die straat, een straat in die stad is goud. Ek kan dit nie genoeg herhaal nie. Gaan nie lyk soos Dubai en die ryk ouens nie, daarso nie. Ek het al foto's as in die toilet is goud en allerlei, nee, dit is, hebsig. Een straat is goud. En dit gaan wys, dit wys op, dit wys eerder nie op 'n straat wat werklik goud gaan wees nie. Die hele hoofstuk in ag genome, betwyfel ek dat die stad op die aarde 'n goue straat gaan hê, selfs een. As die stad die vrou van die lam is, dan dui hierdie goue straat eerder daarop dat die geredde heiliges in Christus gesuiwer is en van die heerlikheid van God blink. Amen. Okay. Kom ons gaan na die volgende vers toe. Vers 22. En 'n tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God die Almagtige is sy tempel en die lam. Nie 'n tempel nie, nie 'n kerk nie. Nee, ons kan nie, jy kry mense wat, hulle doen alles vir hulle kerk, en dit is die kerk, en iemand het eendag, vreeslik valslik goed gesê oor my, toe sê, is jy nie skaam of bang om sulke leuns te sê oor my nie? Toe sê die persoon,
net gegaan oor die mense wat van 'n kerk wat baie na die begin kom het na ons gemeente toe, waar die Here ons geplaas het, en toe het die persoon begin allerhande goeie sê, en slegte goed en lelike goed sê oor my, en enige ding, en leuns en alles. Toe sê ek, is nie skaam daaroor nie, om te weet, dit is leuns nie, toe sê die persoon, en is nie bang om eendag gestraf te word, en sy sê, gestraf het die persoon gesê, het is 'n vrou, toe sê sy, nee, ek gaan nie gestraf word nie, ek gaan 'n spesiale kroon omtrent ontvang, want ek doen dit vir my kerk. Ja, en hier is nou nie eers meer 'n kerk in die hemel nie. Nie in die hemel nie, nie in die nuwe Jerusalem sal daar weer 'n kerk gebou wees nie. Want dan gaan die geredde volkome die tempel van God wees, en God volkome in sy tempel wees. Amen. Amen. Vers 23. En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die lam is sy lamp. Amen. Daar gaan, baie belangrik om dit te verstaan, op die res van die aarde gaan daar son en maan lig wees. Maar, in ander woorde, daar gaan dag en nag buite die stad Jerusalem wees, die nuwe Jerusalem. Maar in die nuwe Jerusalem stad gaan daar net soos in die hemel ook geen dag of nag wees nie, want daar staan daar geskrywe, die heerlikheid van God het hom verlig, die lamp is sy lamp. Dit gaan, ons kan dit nie indink hoe dit sal wees nie, maar hierso sal die nuwe Jerusalem wees, waar daar nie dag of nag is nie, en waar ons in die heerlikheid, die ewige heerlikheid van God lewe, en hier waar dit lig is, altyd, dit skyn van die heerlikheid van God, soos in die hemel, terwyl die res van die planeet buite om dag en nag raak. Wow. En weet jy, dit is nie enige iets snaaks nie. In Genesis 8:22, in Jeremia 31 vers 35-36 en in Jesaja 30 vers 26 was dit geprofeteer dat die dag, die son en die nag, die maan nooit op die aarde gaan eindig nie. En hier gebeur dit. Dit word in vers 25 ook weer bevestig. Hierdie deel van die aarde, die son en die maan, en dit was altyd lig, prys die Here. Ek moet dit net weer vir jou sê, herhaal, slegs die stad en nie die hele planeet nie. Net daar waar God in sy heerlikheid is en waar sy vrou, die bruid van die lam, in sy heerlikheid is. Vers 24. En die nasies van die wat gered word, sal in die lig daarvan wandel, en die konings van die aarde bring hulle
heerlikheid en eer daarin. Nou, wie is hierdie konings van die aarde nou? Hulle is ons het dit in die vorige hoofstuk genoem, die skaapnasies van Matteus 25 vers 31, wie gedurende die 7 jaar verdrukkingstydperk aan Christus getrou gebly het, en ook nie Satan gevolg het nie, en ook nie die chip gevat het nie. En wat na die 1000 jaar vrederyk, toe Satan vir 'n kort tydjie losgelaat was, nie deur hom beïnvloed was en verlei was nie. Hulle gaan lewe, en soos ek in die begin gesê het, hulle gaan soos Adam en Eva oorspronklik, hulle gaan lewe tot in ewigheid in hulle vlees. Hulle gaan in die lig van God se heerlikheid wandel. Hoekom gaan dit gebeur? Want hoe is dit moontlik dat dit gaan gebeur? Want daar gaan geen sonde versoeking wees nie. Daar gaan nie weer 'n wegraping wees nie, daar gaan nie weer enige iets wees nie. En daar gaan minstens, ons het dit gesien met die voorstelling van die kubus, minstens 8,3 triljoen heiliges op die aarde wees, in wie se lig hulle gaan wandel. Hulle, met ander woorde, daar gaan toegang wees vir hulle gaan in die lig wandel, hulle sal gaan in en uitkom, en God kom eer en loof en aanbid en prys, en hulle gaan werklik apart met die Here loop, soos wat ons graag sal wil loop hier op die aarde. Vers 25. En bedags sal sy poorte nooit gesluit word nie, want nag sal daar nie meer wees nie. Net 'n bevestiging, daar gaan nie 'n verskil tussen dag en nag wees nie, en die poorte sal nooit gesluit wees nie. Ek het so 'n prentjie gekry van poorte, die hekke wat oop staan. Want, hoekom nie meer toe nie? Want daar is nie meer 'n Satan op die aarde nie, daar is nie meer die demone en sy gevalle engele nie, hulle sit almal in die hel. So, dit gaan ook wees, die mense wat op die aarde gaan wees, gaan nie hierdie heidene nasies wees nie, dit gaan die skaapnasies wees, hulle wat in die heerlikheid van God gaan wandel, en daar gaan toegang vir hulle wees, hulle sal kan in en uitkom. Amen. Vers 26 en 27. En hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies daarin bring. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinige en gruwelikheid en leuns doen nie, maar net wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Amen. Sien jy, bevestiging, daar sal niks daarin kom nie. Die tabernakel het werklik na die aarde gekom. Hierdie versie gee ook vir my 'n versekering dat hulle wat in die poel van vuur opgesluit is, daar sal bly vir ewig, want die poorte is oop, maar hulle kan nie daar inkom nie, want hulle is vas. Onthou, hulle is vasgemaak tot in ewigheid in die hel. Wow.
En hierdie mense wat op die aarde gaan wees, hulle gaan nie alles wat in die woord staan, alles wat in die vrug van die Gees is, gaan hulle dra. Hulle gaan 100% gereinigde lewe lei, gewy aan God. En dit is dit. Dit is die nuwe aarde en die nuwe Jerusalem. Prys die Here. Wow. Here, dankie. Dit is werklik. Dankie vir dat U dit aan ons duidelik maak, Here, dat ons nie in die hemel gaan bly nie, net vir 7 jaar. Dankie, Here, dat U die aarde kom herskep in 'n nuwe aarde, 'n nuwe Jerusalem. Here, dankie dat dit hier op die aarde U gaan regeer, soos in die hemel. Here, dankie vir die nuwe hemel, nuwe aarde, nuwe Jerusalem. Amen. Dit is hoofstuk 21. En Sondag is ons laaste aflewering, dan is dit hoofstuk 22, wat ons met die nagmaal gaan afsluit. Tot dan, prys die Here se seën en Shalom, vrede vir jou.